Goeiemiddag en welkom by nog 'n episode van Coffee Crisis and Conversations met my Zenobia Meyer. Vandag raak ons 'n onderwerp aan wat baie gevoelig in van ons gemeenskappe is. 'n Onderwerp wat 'n krisis raak in ons gemeenskappe op ons skole. Ons gaan vandag gesels oor period poverty. En wat dit beteken is die volgende. Ons sit met jong meisies waar statistiek bewys dat 1 uit elke 3 meisies gebukkend gaan onder period poverty. Ons kyk na ouderdomme tussen 9 jaar oud en 18 jaar. Jong dames, dogters wat bloot net nie die nodige benodigdhede het wanneer dit kom by menstruasie nie. Vandag is ons bevoorreg genoeg om iemand te hê wat 'n aktivis is wanneer dit kom by period poverty. Laat my toe om die gesig, die hart en die founder van Against Period Poverty aan die voor te stel, Lindsay Adams. Lindsay, baie welkom vandag in die ateljee. Hey Jenne, baie dankie. Dit is vir my 'n voorreg om hier te wees en dankie dat jy uitgereik het. Ek het nie woorde gehad nie wat jy vir my bel of WhatsApp te dink ek. Sjoe. Ek wil jou nie teleurstel en ek gaan dit doen want dit is belangrik, is 'n belangrike onderwerp. En soos jy sê, baie meisies gaan gebukkend onder hierdie dat hulle nie genoeg doekies het of hulle kan dit nie bekostig nie. So baie dankie weer eens. Is 'n groot plesier en Lindsay, ek dink ons het op 'n vorige geleentheid gepraat en ek sê altyd wanneer iemand met my gesels dan luister ek na jou hart. Ons sit met hierdie kwessie waar jong meisies regtig nie as gevolg van omstandighede en as gevolg van sekere tekortkominge binne ons gemeenskappe, in ons huishoudings, wat dit net nie altyd haalbaar is vir om te voorsien in die behoefte vir sanitêre doekie nie. Ek wil net graag begin, hoekom dink jy is hierdie onderwerp nog so taboe in ons gemeenskappe, in ons skole? Hoekom is dit iets waar ouers nog nie heeltemal gemaklik is om 'n jong dogter sit te maak en te sê dit is wat nou gaan gebeur. You know, sometimes gebeur dit net en jy as 'n jong meisiekind is nie noodwendig voorberei nie. Kan ons net vinnig 'n bietjie gesels oor dit? My ondervinding as ek nou, dis 'n baie goeie vraag. My ondervinding wat ons elke dag wanneer ons met skole in 2026 nog altyd mee te doen kry, is die feit dat ouers nog steeds nie met hulle dogters daaroor praat nie. Want soos ons nou ons research doen, of ons gaan nou in die skole, ons doen menstruele gesondheid, ons bied die program aan, en dan die vraag wat hulle vir ons vra, ons vind nog altyd steeds, hulle weet nie, of die ouers weet nie hoe om te begin nie, want ek kry ouers wat vir my bel, wat vir my sê, dankie dat jy die onderwerp gedek het en dankie dat jy my toch vertel, want ek het nie geweet hoe om dit te doen nie. So vir my is dit belangrik, want jy kan nie die een doen sonder die ander nie. Jy kan nie vir 'n dogtertjie 'n doekie gee en dan weet sy nie hoe om dit te gebruik nie, want dit is nog steeds wat gebeur. En dan is daar ander produkte, nie net 'n doekie, dan word hulle nog oorweldig met tampons, menstrual cup, washable, reusable sanitary pads, menstrual disc. So dis 'n klomp goedjies. En ek dink vir die ouers, soos ek kan onthou, miskien was ek net meer bevoorreg van my ma, en hulle was oop met ons, het vir ons gesê, maar ek het vriende gehad, en ook familie, wat se ouers het nie gedoen het, dan sê hulle vir jou, gaan vra jou suster, of gaan vra jou tannie, of gaan lees 'n boek, of so. Ons gaan nie nou hierdie conversation. Ons gaan nie nou, wanneer hulle voel, embarrassed, en vir my was dit net, hoekom is dit embarrassing? As 'n mansmens met menstrueer, dan staan die wêreld stil. Ja. Want dan sal sekere goeters, hulle sal alles verniet gekry het. Hulle sal menstruele leave gekry het, hulle sal al daai, maar omdat dit vir 'n vroumens is, dink hulle net is vanselfsprekend. So vir my is dit belangrik om to have that conversation. En hoe ons die conversation kry, ons nooi gewoonlik ook, daar is baie ouers in ons skole wat volunteer. So, en ek gaan ook as mense vir my sê, kan jy kom 'n gemeenskappraatjie doen?
dan nooi ons gewoonlik die ouers ten minste en ons kry baie enkel paas ook. En meeste wat ek bevind met die enkel paas is, hulle stel nogal belang, maar is net hoe begin ek die geselsie? Hoe begin ek om vir my dogters te sê dit en dit gaan gebeur? Maar nog steeds is daar dogters wat sê ons mag nie praat en ons mag nie sê nie. Ons kom maar net skool toe of die onderwyser sê vir hulle. En dis presies wat jy nou sê, dit is ons die narrative is soms dat ons glo dis net 'n vrou wat die gesprek moet hê. Maar daar is soveel enkel pappas daar buite wat meisiekinders grootmaak, want wie moet nou die gesels met hulle hê? So daar's 'n bereidwilligheid, but I just don't know How to start So the conversation. yes, en dit is waar die education en awareness begin in die gemeenskappe in. Ek dink ek wil gou net teruggaan om te vra hoekom ek het nog gehoor wat jy sê die behoefte wat in die gemeenskap is, die conversations wat daar nie gehou word nie. Het Against Period Poverty uit die oog uitgekom van die lek wat daar was, of wat jy opgetel het in die gemeenskap. Against Period Poverty het begin met 2 dogters wat nie sanitêre doekies gehad het nie. Hulle het uit die skool uitgebly. Maar dit was nou nie op dieselfde dag gewees nie. En ek het begin wonder, nou, hoekom is julle nie in die skool nie? En toe het hulle vir my net gesê, maar Auntie Lindsay, ons het die doekies nie. En so het dit begin. En omdat ek is een van die mense, ek sal nie soos wat alles gekry nie, maar you take it for granted that you've got sanitary pads, dit gaan daar wees. So jy kyk nie ten minste nou, my vriendin het nie of so nie, as jy my vriendin nie het en dan gee jy, maar daar is tog mense wat dit nie kan bekostig nie. Ja. So daar het vir my begin, en toe 2 dogters het nou 6 geword, en 6 het nou 10 geword, en my man sê vir my, hier is nou 'n probleem hier, en ek het toe gedink, wag, ek gaan nou net 'n bietjie research nou doen, net om te kyk. Toe byt die gogga. En toe byt die gogga, maar in daai tyd het ek nog gewerk. Ek het nog gewerk vir 'n beneisversierder maatskappy, is eintlik 'n hotel development company. Ek was die interior designer vir hulle in Dubai. En as die Here jou aankla met iets, jy kan maar dit was my passie geweest. Nou sit jy nou in Dubai of waar jy gaan werk op 'n hotel en jy doen, maar iets is nie reg nie man. Die gogga het nou net gebyt en ek kom huis toe. En ek sê nou, okay, dit is nou hoe ek voel. My man sê, kyk, jy moet nou eers 'n bid, hold your horses nou, jy kan nie net nou vir my sê, so en so nie. En toe doen ek nou die research, sommer die skole net in my area, want ek weet nou die behoefte in my straat, en net in die area, en verbasend, toe sê die onderwyser, die kinders het nie doekies, hulle bly uit die skool uit, want hulle het nie 'n doekie nie. En 2 jaar later, ek het gaan werk, en toe kom ek net terug, 'n jaar na dit, amper 2 jaar, en toe sê ek net vir my man, ek bedank, ek gaan hierdie begin. En toe begin ek uit my driveway, soos mense sal sê, en op die eerste dag, myself en ons board council Potts, ek het net vir hom gesê, I'm gonna do this, want daar is 'n behoefte, dit is die bewys, dit is die nommers, en hier is die skole wat ek na toe gegaan het, is net 'n omliggende skole rondom ons. En die eerste dag, 21 September 2022, die eerste dag, daai dag handig ons 150 pakkies uit. Dit is met sanitêre doekies, waslap, seep, tandeborsel, Roland en daai goedjies, ja. En dit is 'n hygiene pack. Dis 'n hygiene pack. En dit is waar ek net wil inkom. Ons fokus is soms op die sanitêre doekie. Nee, maar ons vergeet dat dalk het die kind nie 'n waslap Presies. of 'n seep nie. Dalk is daar 'n waslap, maar dalk is daar nie 'n seep nie. So hoe gaan ek nou nog weet wat ek moet doen om 'n sanitêre doekie te change en hier is 'n ongemaklike gesprek soms vir mense. Hierdie gesprek kan mense 'n bietjie ongemaklik maak, maar dit is tog so belangrik dat 'n mens wel hierdie conversations moet hê sodat die jong meisiekinders kan weet, what do I do in a situation? Wat maak ek? Hoe was ek myself wat ek my period? Ja, en as die glipsie gebeur, wat doen ek? So met Against Period Poverty, ek kan net praat vir wat ons as organisasie doen. So wanneer ons het 160 skole tans en ons groei, so wat ons gewoonlik doen, ons het 'n wonderlike borgers soos Hurtex wat vir ons materiaal borg, en dan maak ons nou, of ons kry 'n tannie, baie oulik, sy maak vir ons 'n hygiene bag. So ons sit gewoonlik pakkie doekies in, en as ons nou, soos ons is nou besig met 'n drive, dan sit ons nou 'n seepie daarin,
waslap, tandeborsel, tandepasta in 'n Roland. So dit gee ons nou vir die skole nou met soos 'n notatjie en ons sit vir hulle ietsie lekker in want as jy nou op jou Baie period meer is, personalized. ja, en ons personalize dit en dan gee ons nou dit wat ons beoog altyd om te doen. Maar meeste van die tyd doen ons net die doekies. Want ons fokus mos nou, maar dit is belangrik ook dat hulle jou higiëne is belangrik. Belangrik, ja. Want soos ek vir die skole altyd sê, ons kom na die skole toe, ons doen die praatjie, ons demonstreer hoe 'n doekie moet gebruik word. Wanneer jy jou doekie moet verander, wat jy moet maak met die doekie as jy klaar het gebruik het en almal hierdie goedjies. En dan gee ons ook vir hulle genoeg doekies om huis toe te vat, want hulle is mos nou die hele dag in die skool. So hulle moet mos nou iets kry om huis toe te vat. So dis wat ons alles doen. So mense vra altyd as die skole vir my bel om te vra, kan jy asseblief jou program kom doen en so aan. Dan sê ek ja, dan sê vir nou hoe lank gaan dit wees? Dan sê ek enigiets van 'n uur tot 'n uur 30 minute. Ja. Want uit daai program kom maar so baie vrae. En dan besef vir mense net weer eens jy moet die meisiekinders of enige persoon of die seentjies ook jy moet hulle jy moet hulle inlig wat gaan Ek wil nou gebeur. net veel vra. Jy moet hulle inlig Ja. want daar kom so baie vrae dan. Dan besef jy net weer net there's a lack for education in menstruation. Ek wil nou net jy sit by die skool, wat doen jy as daar 'n seun inkom? Want my thinking is altyd 'n seun raak groot in 'n huishouding waar daar 'n sussie is, waar daar 'n mamma is. En sommige keer sien jy iets en jy verstaan nie dit nie. So natuurlik gaan dan 'n vraag kom. Gaan 'n vraag kom van wat is hierdie? You know, Ja. kinders is curious, hulle wil weet. Precies. Wat doen julle wanneer daai seun wil in die sessie kom sit? I love it. Ek verwelkom dit. Want ons kry nou meer en meer seuns wat nou, ons was by 'n skool gewees, ek dink dit was Easter Peak. En ons het die seentjie, ek gaan maar sy bynaam doen, Bolly. Hy was so geïnteresseerd gewees oor alles wat gebeur het. Maar die een skool Brambleboy Primary, en daar was 'n seentjie gewees, Rowan, ek kry hoendervleis. En hy het ambassadeur geword. Hy is 'n spokesperson for against period poverty. Want hy het ingekom, hy het gesê, waarvan praat juffrou en wat gebeur? Ja. Hy wil nou sit en Hy wou weet. Hy wou weet. Ja. En daar was nog giggels geweest en van die seentjies het nou by die deur gestaan. Maar net omdat hy daai eerste stap gedoen het, kon hy en sy vraag wat hy gevra het, ek moet dit nie eintlik sê nie, maar sy vraag was so gepas met wat ons praat van. Die dogters was verbaas geweest. So en hy kon vir sy maatjies gaan vertel maar dit is wat gebeur en so gebeur het en dit stem van and they have more respect for the girls because they do understand now what's happening. Meisies is nie net moody nie, Ja. you know, hulle verstaan nou meer wat gebeur en ek verwelkom dit altyd. Want hulle vra nou wat is menstruasie, what is periods? Dan moet ons nou vir hulle deurvat en dan sit die meisies ook en hulle luister. Vir my is 'n veer in my hoed want dit is waarom het gaan. You break the stigma. Ja. It's no more taboo want hy gaan opgroei en hy gaan 'n vrou vat. Hy kan vir sy dogters vertel, hy kan vir sy niggies sê of sy neefies en sy vriende vertel, maar dit is eintlik wat gebeur. Stop the bullying of stop teasing of wat ook al ja. So ons praat nou van die education wat gepaard gaan met vir die kinders, vir die dogters en vir die seuns in die situasies. Maar as ons kom by die ouers, soos ek vroeër gesê het, baie van die ouers is bietjie ongemaklik om hierdie conversations te hê met hulle kinders, waar 'n ander ouer miskien baie meer gemaklik is en sommer al die details gaan gee. Wat 'n mens in hierdie day and age in elk geval wil hê, gee jy as ouer liewer vir jou kind daai inligting. Maar difficult conversations is baie moeilik want ek was nie blootgestel in daai gesprekke nie. So nou moet ek as ouer nou hierdie gesprekke met my dogter, Precies. met my seun gaan hê. Hoe navigate julle deur daai met die ouers te werk? Want ek hoor wat jy sê, 'n holistiese benadering. En baie keer doen julle die awareness by die skole. Ja. So die onderwysers sit ook natuurlik in. En soms wil mense ook dan nou hê dat die onderwysers ook 'n nodige kennis moet hê wanneer dit kom by dit. Want die ander ding is dogters raak al jonger. En 'n mens verstaan die liggaam verander, die hormone is 'n bietjie nie so lekker nie en hulle verstaan nie dit nie. So vir my is dit belangrik dat die volwassenes in die prentjie die nodige inligting en die verstaan moet hê wanneer dit kom
by By wat sê menstruasie, ek, ja. wat doen ek? Wat sê ek vir hierdie kind wat voor my sit? Ja. Ek is 'n noodwendige kenner, maar as iemand na julle toe kom, hoe hanteer julle dit? So ek het 'n paar ouers gehad en meeste was mans gewees. En dan sê hulle nou, ek weet ek is enkel ouer. Wat doen ek? So as ons nou so geval het dat daar's 'n area, dan sal ons altyd awareness programme hê. So dan nooi is nou dit gaan gebeur, dis die adres met die dagbreek hol en dit is wat ons gaan doen. En dan benader ons en dan sê ons nou dit is wat gebeur, want vir die paans is dit nog soms ook moeilik as dit vir die maans nog moeilik is. Hoe is dit nou nie vir die paans nie? En dan probeer ons maar nou net vir hulle verduidelik. Dit is nie, het hoef nie 'n taboe subject te wees nie. It don't have to be a dinner table conversation. Ja. Maar die gesprek moet gedoen word. Want ons is nie daar met die kind by die huis nie. En dan sal hulle altyd vir sê, nou wat as die kind mee kom en sê, iets het nog gebeur hier, wat gaan nou hier aan? En dan, al wat ons vir die pa kan sê is, om voor te berei, dis die goedjies wat jy moet hê. Sanitêre doekies, onderklere, sanitizer gewoonlik nou, en maak vir haar 'n pakkie op, en skryf vir haar 'n notatjie. 'n care package. Yes, maak net vir haar 'n notatjie en sê, you're still beautiful, you loved, you appreciated. En jy sal verbaas wees die verskil wat dit maak. Want as hulle dit elke dag in hulle sakkie het, in hulle skoolsak by huis, en daai glipsie gebeur nou, want ons praat met die kinders al van so jonk as 8 jaar oud, begin ons met hulle. En dan sommige sal van sê, no, but my daddy put the care pack in my bag. So, En dis wat ons wil en dis wat ons wil hoor, ja. Of my mommy already spoke to me about it, but dit is net sekere goedjies. So ons sê altyd vir die ouers, kry vir hulle 'n care pack en sit dit in die care pack en ons provide ook nodige goedjies wat in die care pack gaan. En skryf net 'n notaatjie, dit hoef nie fancy te wees nie. And educate yourself, read about it, and you know, en moenie vir hulle sê, ag is net periods. Al wat 'n vrou mens wil sê op haar period is. Enigeen weet dit. Jy wil nie sê, jy wil maar net iemand wil jy omgee, maak vir 'n bietjie tee miskien, warm waterbottel, just a little bit of care, dis al wat ons wil hê, jy weet, en dan is dit nie so moeilik to navigate, then it's not that difficult to navigate. Want ons is nie moody nie, ons is moody, maar Ons kan bietjie moeilik wees by tye. maar as soos die ouers byvoorbeeld, nou, en veral die paans, as ons vir hulle dit sê, dan verstaan hulle dit, okay. Maar jy kry mos maar nog altyd daai wat 'n bietjie dit is, maar ons is mos nou nie daar by hulle nie, maar ons probeer maar programme het elke een keer 'n maand om to create awareness in our communities as well. Ons noem dit 'n community outreach program. Okay. So to create that communities, enigeen is welkom om te kom. Ons post dit gewoonlik 2 of 3 weke voor die tyd. En so nader na die tyd dan sê ons net don't forget, en as 'n register wat hulle teken om te sê, and we follow up. Ek is 'n groot believer in you have to follow up, you have to be, jy kan nie iets begin en dit nie afeindig nie. So elke 160 skool plus, ek sê altyd is nie, ons doen dit nie een keer nie, ons stap op pad met die skool. Ons gee vir hulle doekies elke maand. As hulle nie doekies makeer, hulle sal vir ons e-pos en sê, ons makeer doekies of wat ook al, maar ons is daar, ons is ambassadeurs in die skole, because it's got to be sustainable. It's got to be, you've got to empower the generation. En dit wat ek glo, so ek het 'n ambassadeursprogram, ons educate die meisiekinders, en ons provide vir hulle met alles wat hulle nodig het. We still walk the road with them. En hulle sien dat daar doekies is op die skool, hulle praat met hulle fellow students, hulle in die gemeenskap praat hulle, en hulle het cute badges met Against Spirit Poverty, so mense ken hulle uit wie die ambassadeurs is. That's nice. Waarvan het jy die idee gekom om ambassadeurs in sekere, is dit in al die skole wat Het jy is het? in basis nou het ek 15 skole, soos ons aangaan met die skole is nou toe, en dan gaan hopelik in al 160 plus skole, ja. Okay. So jy het iewers begin, Lindsay. Jy het begin met 'n gedagte en 'n hart en 'n passie, right? Ons kyk nou na 100 plus skole. Waar het dit begin en hoe moeilik was dit vir jou? Ons weet die skool is altyd maklik, is altyd toeganklik. Nie omdat hulle jou nie wil toelaat nie, maar omdat daar mos maar nou sekere prosesse en protokols is wat 'n mens moet volg, en jy wil ook maar op die regte manier omdat die program van swart is, dat jy regtig 'n impak wil maak. So wat ons begin, en ons is nou by 100 en amper 200 skole. My eerste skool was in Mitchells Plain, Duneside Primary.
En al wat ek net gedoen het, letterlik, al wat ek gedoen het, die probleem is daar, ek het die skole ge-e-pos gestuur en gesê, dit is my naam, dit is wat ek doen, ek wil graag die dogters kom toespreek, dit is al wat ek gedoen het. En daardie tyd was ek nog nie geregistreer nie. So ek het net gesê, dit is wat ek doen en ek wil graag, en eerlik maar, die skool het my laat kom. En het my agterna geregistreer, maar die skool het my laat kom, want hulle was, wow, dit is wat ons dogters benodig het. So ek het letterlik elke skool vir die eerste jaar ge-e-pos en gesê, dit is wat ek doen. As skole nou nie vir my gesê het, jy kan daar kom, dan is altyd volgende vel, maar elke skool het dit verwelkom, die program verwelkom. En ek is dankbaar vir die feit, dat daar skole is wat nou vir my kontak en vra, of ek sê altyd vir onderwysers, sê vir julle ander skole, hulle moet my kontak, sê vir die skool, so die skole kontak nou vir ons, en dan gaan doen ons op program, en ons adopt nou sommer hy skool, en dan voorsien ons vir hulle met hulle goedjies maandeliks. That's good. Nou, ek wil graag by die punt kom waar ons 'n bietjie gesels oor die masjien wat jy het. Ek weet die laaste keer toe ons gesels, jy vreeslik excited oor hierdie masjien en wat 'n verskil dit binne 'n skool kan maak. Ek weet dat die masjien is bietjie pricey. Maar die illustrasie wat jy gedoen het, verstaan 'n mens hoe dit sal werk in die skool, hoekom dit belangrik is en ook you know, jy wil die masjien in die skool hê, maar jy weet ook A, B, C en D kan gebeur. Hoe gaan die masjien veilig gehou word? Okay, ek gaan nou stop en dan gaan ek vir jou die geleentheid gee om te verduidelik wat die masjien is, wat dit doen, en in watter skool die masjien eers gelaunch was. Okay. So, sanitary pad vending machine, want daar ek dink mense idees kom altyd wanneer jy slaap, ek weet ook. So ek het so 'n notepad langs aan die bed. En toe dink ek, daar's nou vending machines vir letterlik alles. Nou is daar nie 'n ek is seker as vending machine vir sanitêre doekies, maar ek wil mos nou my eie sanitêre doekie vending machine hê. En toe ek nou, dit was 2 jaar, het my 2 jaar gevat om die design reg te kyk. Ek het geweet ek wou dit pink hê. Dis wat ek geweet het, ek wou dit pink hê, dit moet cute wees, it must be cute. En want die dogters moet dit wil gebruik. Maar ons het nou seentjies wat dit ook gebruik. So ek is quite happy. So toe ek besluit, dit was wat ek wil doen. Ek het dit nou gedesign en so. Maar het is moeilik om iemand te kry wat dit nou maak in Suid-Afrika. So gaan ons nou oor see en ons kry nou daar nou, kry nou iemand nou en hulle maak nou die masjiene vir ons. So daar is nou die masjien wat 30 doekies is, single doekies. Dit word nou in die skole gesit, maar ek verkies dat dit in die siekhuis gesit word. It's more control. En dan werk dit op 'n token system. So die skool wat op Against Period Poverty se lysie is, daai skole betaal geen sins, of die skole wat die masjien nog sal ingaan, gaan geen sins vir dit betaal nie. Maar iemand moet vir dit betaal, verstaan nie? So, ons sit dit nou in die skool, ons diens die masjien, ons gee nog altyd al die sanitêre doekies, ons gee die tokens vir hulle, die tokens is daar, en hulle kan soveel as moontlik gebruik, soos hulle wil. It's reusable, hulle haal dit net uit, die ambassadors is verantwoordelik vir dit, of vir juffrou, om die doekies uit te haal, om dit te vul, it's maklik om te gebruik. Jy gee net die token, en dan kry jy jou doekie. En dan gaan jy mos nou natuurlik badkamer toe en so aan. Met die doekie, met die masjien is daar ook 'n incinerator masjien wat nou die doekie mos nou verbrand en wat ook al wat dit kom in die badkamers. Maar meeste skole het besluit hulle wil nou nie dit nie, want dit moet in die badkamer gaan en nou mense weet mos nou nie wat in die badkamers aangaan nie. So ons het nou nie die incinerator masjien daar by die skole nie. Maar die doekie, 'n sanitêre doekie masjien daar's die 30 en ek is besig om 'n nuwe een is in production, the new ones. So het gaan 2 slots hê. Medium flow, heavy flow en tampons. Want daar's kinders wat tampons gebruik. Ja. En ons gaan nou nie meer die coin system het is gonna be tap with a card en hulle load dit elke keer. Geen informasie met van die dogters op die kaart nie, want die Poppy Act. So wat hulle nodig het, hulle tap en hulle druk net 'n knoppie en wat hulle ook al wil hê kan hulle kry by die masjien, ja. That's amazing.
It must be sustainable. I believe everything must be sustainable, and you must empower. You must give them something to be proud of. Yes. En die rede hoekom ons dit in die siekbys sit, siekeboeg sit, is dat dit net control die environment. En maar daar is ook 'n kontrak wat ons aangaan met die skole. Hulle moet daarna kyk, they have to take responsibility, maar aan die einde van die dag behoort dit nog altyd aan against period poverty. En elkeen wat 'n donasie gee towards the vending machine, hulle name is almal daar. As jy nou 'n blommetjie wil hê, vir my gaan dit net ons kry die masjiene in die skole sodat die dogters in die skole kan bly, kan leer en as hulle 'n flower emergency het, so sommige skole sê, dan kan hulle dit kan gebruik. Dis vir my as jy nou sê maar ek wil nou fine. Ons naam is nie op die masjien nie. I believe all the donors names will goes on the machine, ja. Nou wil ek vir jou vra, hoe maak ons om either 'n skool gesponsor te kry met 'n masjien of hoe kan 'n skool uitreik en 'n masjien bekom? Okay. Ek sê altyd ek wil sommer hoërskool adopt solank hy op my lysie is. En dan ek wil graag in elke 160 plus skole 'n masjien hê, maar omdat dit nou so bietjie duur is dit mos nou moeilik want ons samel ook fondse in om dit te kry. Maar soos daar's van die skole wat sê hulle koop hulle masjien. So hulle koop hulle masjien en ons gee vir die masjien. Hulle betaal 'n deposito en dan gee ons vir hulle masjien en dan as dit nou klaar is en dan betaal hulle net die res, ja. So ek wil baie graag mense kan donasies doen as hulle nou 'n skool wil borg en sê miskien hulle wil nou Rebecca Steel borg met 'n maatskappy en dan kan hulle dit ook doen en hulle skenk die masjien vir die skool. Hulle name en goeders gaan op die maar ons service nog altyd die masjien. Ons is like a once off payment wat die borgers doen. Is nie 'n continuous payment nie. So ons is nou in die skole, die masjien is nou daar. Die programme word gedoen, right? Jy het vroeër verwys na jy wou graag hê die program in homself moet sustainable wees. So hoe weet julle dat die program 'n impak het sowel as die masjien wat by die skool is? Is dat die onderwysers terugkom of die skool kom terug of die dogters of die seuns? Net kom sê juffrou, dit is hoe ek gevoel het in daai moment. You know, sommige kinders is meer vocal as ander en hulle sal sommer na jou toe kom en vir jou sê, ek het dit waardeer want ek het dit nie gehad en nou is dit nie skool. You know, omstandighede soos ek sê is maar daar en dit is die realiteit. Maar mense wil ook seker maak dat wanneer 'n kind al kry het nou by die skool dat daar waardigheid gekoppel is, dat hy dogter voel I still matter. Exactly. You know, dis 'n charity geval wat hier aangaan nie. En ek dink dit is wat ek hoor by jou, wat die belangrikheid is vir against period poverty, dat hy dogter in die situasie voel dat ek is hier, ek maak saak. Dit is ek waardeer dit. Ja, ek waardeer dit. Dis hoekom ons ambassadeurs het. Want ons kies nie self die ambassadeurs, die skole kies die ambassadeur. So ek sê altyd vir elke kind, enigeen kan ambassadeurs wees, maar die skool het hulle eie kriteria hoekom hulle ambassadeurs kies. En as Zenobia ambassadeurs, maar Lindsay wil ook mos nou ene wees. So ek gaan ook hard werk in sekere areas. So dit is vir my altyd, ek sê altyd laat dit vir julle inspirasie wees want hulle moet goed wees, soos byvoorbeeld jy kan nie ambassadeurs in 'n akademie, jy is nie voorbeeldig en sulke goedjies. So die onderwysers sal altyd vir my sê, die dogter sê sy wil volgende jaar ene wees want die graad 7 gaan nou weg nou, want ons kies gewoonlik, daar's 3 op 'n skool. En ek sê gewoonlik vir die onderwysers of die hoof, moenie almal grade 7's, graad 7's kies nie, want as daar nou 5 en 6 is, dan weet die persoon 5 en 6 weet nou al hoe die stelsel werk, dan leer hulle mos nou net ander. That's why I said it must be sustainable, so dat sal altyd wees. En hulle is ook verantwoordelik vir sanitary pad drives, die skool hulle self.
En die ambassadeurs is verantwoordelik. Die ambassadeurs is verantwoordelik, ja. So hulle word outomaties is accountability, hulle Exactly. take ownership. Yes. So daar's verskillende skills wat ook gepaard gaan met die ambassadeur program wat julle doen. Absoluut. So wat ons doen, ons laat nie vir hulle in hulle eie genade oor, hulle moet nou self die donation drive doen. Ons is in die agtergrond, we guide them, en hulle doen, en al die doekies en die goedjies wat hulle insamel is vir hulle skool. En dan maak ons nou 'n groot hoa, want dit was nou excitement. Ja. En hulle deel self dit uit, en hulle praat self, en hulle doen self hulle dinge. Maar ons obviously neem vir hulle by die hand, en ons wys vir hulle, en ons loop met hulle die pad. Kom volgende jaar, dan weet die meisies presies, en hulle map al uit op hulle kalenders al, die tyd is hulle sanitary pad drive, volgende kwartaal is hulle sanitary pad drive, en dit is soos 'n kompetisie met die skole nou. Hoeveel het daai skool ingesit? So hulle Ja, vra, hoeveel hulle het moet weet. hulle want is almal, meeste van dit is in die area, en dan is miskien in Menenberg is daar 2 skole wat al ambassadeurs is, en so sprei dit maar, vir nou sprei ons dit so 'n bietjie uit, want die badges moet ook mos nou gekoop word en so aan. Maar my hart is vol, ek is bly, want at the end of the day, I want to step back, and it must be sustainable. Yeah. I want to step back and say, that is what we want. We want to give them ownership. We want to give them, we matter. Ons word waardeer. We matter. We important. And dis wat my ultimate goal is. Kyk, statistiek is nog altyd hoog as dit kom by period poverty. Ons sit met kinders wat het op 60 skooldae 'n jaar mis 3.7 miljoen dogters gaan die skool. as gevolg van die feit dat ek nie 'n sanitêre doekie het. Een doekie Ja. maak 'n groot verskil. En ek dink dit is 'n leemte wat geval word, 'n leemte wat verskillende ander aspekte van 'n dogter se lewe aanraak. Wat 'n mens, soos jy vroeër gesê het, as jy iets het, as jy toiletries elke maand kan bekostig en jy het dit, dan verloor 'n mens soms sig van die mense wat nie noodwendig daai produk kan bekom nie. Nie omdat daar's verskeie redes. Nou sit jy met 'n kind wat nie skool toe gaan nie, want ek het nie 'n doekie Ja. nie. Ek het miskien nie eens 'n waslappe, daar word waslappe gedeel, wat ook al word gedeel. Vir sommige mense is dit 'n normalcy. Dit mag miskien nie bekend wees vir iemand anders nie, maar 'n sit met 'n kind wat daai is, dis algemeen vir my. There's nothing wrong. Ja. Sharing a cloth Ja. om 'n tandeborsel te deel. Ons gaan nog altyd Ja. dit doen. Ons doen wat ons moet doen binne die situasie om dit te maak werk. Maar die realiteit is dat die statistiek is nog altyd hoog wanneer dit kom by die afwesigheid wanneer 'n jong dogter haar periods het. En ek dink dit is 'n bietjie verligting. En 'n mens sou graag wil hê meer skole moet inkoop by dit sodat daai statistiek net 'n bietjie kan afkom. Ek dink die wetenskapse statistiek is verskriklik hoog. 'n Mens sou nie graag wil hê as jy weer gaan kyk at die statistieke hoor raak nie. Dis kom ek vra wanneer jy emphasize die sustainability en ons glo dat veral op die Kaapse vlaktes dat die statistieke 'n bietjie gesubsided is. So jy's baie besig. Jy's all over. Watter ander projekte is jy besig mee, Lindsay? Nou tans, omdat dit nou eksamen was en skoolvakansie, is daar net ons donation drives wat ons gewoonlik doen, want as die skool moes nou begin, want daar skole wat al klaar gesê het, ons moet kom, ons het al klaar die kalender, wat ons nou, en dan kyk ons gewoonlik na ons doekies, en ons doen die drives nou, en geselsies met julle, en ons promote maar against period poverty, want die nood is elke dag. Period poverty doesn't stop because the school closes. So daar's gemeenskapprojekte wat ek doen, en gemeenskappe sal my bel, feeding scheme sal my bel en sê, we're doing a feeding scheme, dan vat ek doekies en ek praat soms daar met die jong mense en die tannies ook so daar, want hulle, meeste van die tannies gebruik met reusable sanitary pads ook. So ek doen sommer my ding enige plek. Nou wat ek vir jou graag vra, want ons weet die oproepe Ja. wat ons kry, né? En jou hart is natuurlik in die regte plek en jy wil graag help. Hoe hanteer jy, want op die einde van die dag is jy ook accountable wanneer dit kom by jy wat 'n donasie moet maak vir 'n organisasie, en ons weet sommige kere is die vereiste dat die organisasie geregistreer moet wees. So nou kom Zenobia, sy is nou 'n maatskaplike werker,
maar sy het nou nie, sy het nie 'n organisasie nie. So ek bel nou en ek reik nou uit vir 100 sanitêre doekies. Hoe hanteer ons dit? As ons 5 van daai oproepe 'n week kry, ons weet die behoefte is groot. Hoe hanteer jy dit? Vir my, en ek word altyd, hulle trap my altyd uit, want ek sê net ja, en ja, ek gee. Want ek weet wat ek het, die nommers. Maar nou moet ek mos nog verdig wees, want nou 5 mense kom nou vra. Nou vra hy vir 100, dan sê ek miskien nou, ek kan jou miskien nie 100 gee hierdie keer nie, ek kan jou uithelp met 50. Want dat is nog maar so ander, want ek wil graag almal hê, want die doekies moet uit, die gemeenskap moet gehelp word. So dis hoe ek persoonlik dit hanteer. Ek wil die goed uit hê. Ek vertrou vir Zenobia. Ek sal graag na Zenobia se event toe wil kom en ek vra vir 'n uitnodiging. Nou blyk net 5 minute. As dit iemand is wat ek glad nie ken nie, dan sê ek geen probleem, but I want to join in the event. Want by die einde van die dag is ek verantwoordelik vir my donor wat vir my daai gegee het. Want ons het 'n lys ook wat ons noem 'n PDO. As jy doekies kom, dan moet jy teken hoeveel dit is wil gee, want ons boeke moet balans, dan moet 'n balans wees. Was al 'n geval wat iemand nie wou geteken het? Nee, glad nie. Glad nie. So dis hoe ek of ons organisasie dit doen. Ons probeer almal help, maar op die einde van die dag, ek glo en vertrou ons werk teenoor dieselfde doel. Ja. We want to end period poverty, period. Excuse the pun. En dis net hoe ek dinge doen en ek tot dusver, ek gaan nie sê touchwood nie. Vir ons organisasie, die Here was goed vir ons, want hy het net die regte persoon op ons pad kom sit. Mense wat nie daar behoort het nie, ek het altyd agterna besef, but that was God that removed you. So ek gaan nie nog my hart breek daaroor nie. Maar ek probeer eerlik maar almal help. As ek nie kan nie, en dan sê ek net, ek kan nie vir jou met 100 help nie, ek kan jou miskien met 50 help, want ek wil nou vir Valerie help, en ek wil vir Valerie ook nou soveel gee. En dan, ek vraag gewoonlik die getalle, wat se event is dit, vraag ek gewoonlik. So, you know, hoeveel beoog jy om te kry? En dan help ek maar waar ek kan. Kan ons gou vinnig gesels oor die kwaliteit van die doekie? Want ek het al die doekie gevul, en dat is volgens my 'n redelike goeie kwaliteit, sanitêre doekie wat jy het. Die Spa Petal, of praat ons van die Spa Petal? Ja. Spa is een van my grootste borge. Maar dit kom ook met 'n klomp ander goed. Is nie net van against period poverty, nou sommer net, Spa het nou net besluit hulle gaan dan against. Want baie mense dink nou, against period poverty, nou so 'n klomp pads. Mense gaan deur dinge, dit was nie net, ons moet ook maar deur die prosesse gaan het, 3 keer miskien gereject of so, and you can't. En vir my is het is altyd relationship building, and to be honest and transparent. En Spa se doekie is redelik goed. Het is 'n nice doekie, ons het nog geen klagtes tot dusver gehad nie, maar baie dogters of baie mense, die persepsie van die Shoprite ene, die perspakkie, hulle sê nou, dit is eintlik 'n baie goeie doekie. Daar Shoprite, maar ons is so geïndoctrineerd, ons moet net always gebruik of Kotex, dit moet 'n brand wees. Maar hierdie ene, dan soms dit wat Shoprite vir ons borg. En ek kan eerlikwaar vir sê, ons het nog nie comebacks gehad nie, dank die Here vir dit. En maar Spa, ek is hoogs tevrede, die skool is tevrede met dit, daar was nog niks comebacks nie, en hulle is happy, die dogters, vir al die dogters is happy, ja. En dis wat 'n mens wil hê, en dit wat 'n mens wil hê, ja. Waarheen toe van hier af? Waarheen toe van hier af? I'm advocating also for menstrual health and hygiene to be incorporated in the school curriculum. So it must be taught as a subject. And to make sanitary pads free for everybody. Hulle het nou taxes geskrap, maar dit is nog altyd duur. I mean, wat gaan ek nou koop? Gaan ek nou brood koop? Brood. Of gaan ek nou doekie koop? So dit is waar ek ook in die agtergrond mee besig is. To Elsabie van Spar sal altyd my sê, ek kan sê, ons gaan nog sit met Premier Ellen Windy. En ek het al klaar my notas, ek het al my research. Ja, ek het die getalle, ek het dit, en ons gaan nou motivate, hoekom moet sanitêre doekies verniet wees, reg oor die land. Hulle moet nie net vir sekere skole, sekere skole doekies gee, hulle moet vir elke skool gee. Whether you Model C, ek weet nie wat nog Model C is, maar elke skool moet kry. It's one less thing to worry about. So,
dis wat ek graag wil hê. Dan moet nie nog tekste op wees, dan moet nie nog elke skool of dit moet vry wees as jy in 'n biblioteek instap. Ja. Condoms is verniet. Dit staan oral. En sex is a choice. Menstruation is not a choice. Hoekom moet ons nog betaal vir essential stuff? En dit is wat in die agtergrond gebeur, ja. Is dit al waarmee jy besig is? Ek weet jy is baie besig om my sê. Nee, ek het ook gedink, jy weet, I'm going to let the cat out of the bag, you know. Maybe somebody's going to jump the gun before me, dan is dit not meant, dis maar net my idee gewees, maar ek is in die proses. As ons nou op ons selfone gaan, jy het die keypad vir 'n hartjie, jy het 'n keypad, daar die emojis wat ons kry. There's no emojis for a panty or a tampon or a pad. There's no emoji. So I've got the documents. I've been busy with it for 2 years om het nou dat hulle ten minste een van die emojis, ek met 5 emojis relating to menstrual health. So they've accepted that there's nothing. There's no nie die period panty en tampon en daai nie. Daar's nie the blood one. Ja. So as jy nou op jou period is en jy het nou nie lus vir iemand nie, dan sit jy nou net die panty daar, dan gaan hulle weet jy is op jou period. So that I've done. So nou moet ek nou die gemeenskap kry, hy must vote. Hulle moet nou vote wat een belangrik is. As my aansoek suksesvol is, then they'll load that emoji. En ek weet of ek het mag sê nie, maar enigeen wat die emoji gebruik, en ek gaan eerlik wees, 'n klein percentage van die gaan na against period poverty, and that will go directly into purchasing vending machines. So is 'n lang proses, want dis 'n consortium, is nie in Suid-Afrika nie, en elke iets moet gecheck word. Against period poverty word gewet, as jy vir register, al die nodige dokumentasie moet jy saam met jou application stuur. En dis al nou vir die tweede jaar wat ek nog besig was. Dis 'n lang proses, Want jy moet motivate, hoekom wil jy dit hê? Jy moet jou research gee, hoeveel mense dink jy gaan dit gebruik? Gaan die dogters dit gebruik? Almal reg goed. Maar daar's onnodige emojis. So hoekom kan daar nie emojis wees hoekom kan daar nie emojis wees vir belangrike goed nie? Ja. Gelukkig as jy in baie skole so jy het stats om te proef hoekom die masjiene werk, wat dit doen vir die dogters in die skole in. So ons sit met die masjien se prys. As jy met iemand daar buite kan gesels om net 'n boodskap te gee oor die belangrikheid van die masjien in die skool in 'n besigheid wat dalk gaan kyk na die podcast. Wat is die een ding wat jy vir hulle sou wil laat hoor? That period poverty should not deter a child from going to school, vir alle dogtertjie. Because die stigma moet nie 'n dogtertjie terughou nie. Because elke meisie, they deserve education. They deserve to create a better life for themselves. And period poverty is real. So vir my is dit net, gee vir 'n dogter jy daai kans, net daai kans. Vat net die persoon die dogter aan die hand en sê, jy's waardig. En dat 'n doekie daai verskil kan maak. Mense gaan my nie glo nie, maar 'n doekie maak daai verskil. Die masjien maak 'n groot verskil, maar 'n doekie, maar die doekie. So is net om die persoon se hand te vat en sê jy's waardig. Jy's belangrik, jy's mooi. Jy kan dit doen in die lewe, want dis al wat 'n dogtertjie wil hoor. Jy's nie vergete nie. Jy kom nie skool toe nie, want jy het nie doekies nie, en dis 'n realiteit. En die masjien dit maak dit soveel makliker, want hulle is opgewonde. So ek het al gesê, I think the novelty is going away, of nee. Ek dink nie hulle is ewens daai tyd van die maand en hulle gebruik hom. Maar die masjien is interessant. So hulle gaan die masjien wil gebruik. Ja. En dit is ultimately wat 'n mens wil hê, want hulle is bewus gemaak van die masjien. Hulle weet ook om die masjien daar is. Dalk kan dit ook wees dat dis nie my tyd van die maand nie, maar ek weet daar's 'n vriendin in die klas wat nou wil na vore kom nie, want dit is 'n geval van ek kan dit nie nou bekostig nie. My ouers het nie nou geld vir dit nie. Maar nou het ek confide in 'n maatjie. En dit is miskien hoekom hulle dit gebruik. En dit is ook wat 'n mens wil hê. Omdat die skole bewus, omdat die kind in die skool bewus is. Hierdie masjien is in die siekeboeg of waar ook al. So ek kan gou vir my maatjie sê,
Gaan ek Siekeboeg toe. Ja. Maar die tokens is gewoonlik wat meeste van die skole doen. Hulle sit die tokens so in 'n oulike bakkie. En dan sit gewoonlik net daar by die masjien. So hulle gooi dit net in en kry hulle goed dan loop hulle weer uit. En die token word weer gereplace. Die token val mos nou in die masjien en dan soos hulle nou kyk nou dan gooi hulle dit net weer. It's 100 tokens per masjien, ja. So elke skool kry 100 tokens, ja. With the card system, each school will get 100 cards also. En hulle load net, it expire nie. Die cards expire nie, ja. Jy is tans besig met 'n hygiene project. Ons het vroeër gepraat van die care packages, die hygiene pack wat 'n mens graag wil gee vir die kinders by die skole. Wat is jou idee? Watter skool is daar skole wat jy target? Is daar areas wat getarget word en wat is die total waarna ons kyk? As jy sê areas wat getarget word, is dit soos die drive wat ons nou doen is mos nou net ons het sanitêre doekies, so die care packages van ons van gepraat. Ja. So daar is 2 spesifieke skole in wat ek nou sê van skole dit spesifiek op ons boeke. Is nou 2 skole in Mamasbury. En dan is daar die 10 skole in Zouar en Ladysmith wat ons nou graag wil uithelp. Ons stuur elke tweede maand vir daai skole in Zouar en Ladysmith hulle doekies. En in Mamasbury ry ons gewoonlik dan neem ons nou die goed en ons engage ons nou met die kinders. So ons kyk, miskien is die getal, maar ons kyk op 500, 100 van elk of dan kan ons dit mos nou net soos hulle sê split. Maar vir nou die grootste probleem is in Mamasbury, daai 2 skole. Ek sal dit plaaskooltjies en ek sê altyd they are the forgotten. En daai dogters mekeer ook. Ja. Doekies, daai dogters mekeer ook tandepasta, tandeborsels, waslapseep. So daai is ons target vir nou en daai target is 200. Die res sal ons mos nou nie vir al 10 skole in Zouar en Ladysmith in September as ons nou beoog om te gaan, maar ten minste vir 3 skole daar. En die eerste skool is so, hulle sê is in die berg. Ons was nog nooit by Van Wyksdorpie, maar ons gaan nou hierdie vir die eerste keer na daai skool. Ja, ek is baie opgewonde. Want ek was nog nooit by die skool en hulle het vir ons genooi. Wil ons nie graag kom nie en ek is daar. Ja. So ons wil graag daai goedjies saamneem, ja. En die care packages gaan ook dan nog gepaard met awareness en Presies, die betrokke gesprekke wat julle gaan Presies, doen. ja. Okay. Boodskap vir die mense in die gemeenskap. Hoe kan ons dinge 'n bietjie makliker maak vir daai jong meisiekind wat nie verstaan wat aangaan nie, wat nie nou haar liggaam verstaan nie, wat nie haar emosies verstaan nie. Soos jy vroeër gesê het, sommige kere dink dat die vroumense is maar net 'n bietjie die mekaar. Maar daar's soveel emosionele goed wat gepaard gaan wanneer jy jou manstonde het. Is nie net Ja. is nie net Jy's moody, jy's net moeilik. Is nie net ek sal sê, education, educate yourself, Be more sympathetic. Sanitêre doekie donasies, do a drive, get involved in your community. Begin net te drive. Mense vra altyd my nou, hoe begin ek 'n drive? So, maak net 'n gewone post en vra vir jou familie en vriende en gaan gee dit by 'n skool af. Sulke goedjies of doen net 'n drive, get involved. Break the stigma, have an open conversation, casual conversation. Dit hoef nie 'n stewige conversation te wees nie. Net 'n casual conversation. Sê byvoorbeeld, moet ek nou sê byvoorbeeld nou dit gaan gebeur, jou liggaam gaan verander. Dit is wat jy moet uitkyk vir. Indien dit gebeur, jy het die vrymoedigheid om na my toe te kom. Jy kan my enigiets sê, reassure that child, die meisie, jou dogter en sê net, kom net na my toe, praat saam met my, niks is verkeerd nie. Jy doen niks verkeerd nie. Dit is wat elkeen van ons deurgaan. Mommy gaan na deur en just have the conversation. Begin net met die gesprek. Dit is wat moet gebeur. Begin met die gesprek. Dis al. Het hoef nie 'n stywe gesprek te wees nie. Roleplay. Die ding is ook die gevaar van nie praat met jou kind is dat iemand verkeerde inligting. Iemand gaan jy wil nie regtig hê jou kind moet hierdie tipe inligting by iemand anders hoor. Ook om net vir hulle te alert te maak dat
soms as jy die eerste keer jou maandsonde kry, dan weet jy nie, het gaan gebeur nie. So jy kan die pakkie in jou sak hê, jy kan dit vir alkal hê, maar om nie te paniek wanneer jy by 'n tannie se huis is byvoorbeeld nie, of wanneer jy by 'n maatjie se huis is, maar wat ons vir jou sê jy moet doen, gaan jy nog altyd doen, al is jy op 'n ander plek. Presies. Verstaan, net om daai te reiterate, dat dit is die importance van wanneer dit die eerste keer kom. En dit is wat gaan gebeur. Ek bedoel, sê dit, ja, dit is like 'n open conversation. Ek kan dit nie genoeg stres nie. En dit is normaal. Dink jy ouers overthink dit soms as dit kom by daai gesprek? Want die meisiekinders vra gewoon, is it normal what's happening? Dan vra ons nou byvoorbeeld gewoonlik nou, as hulle sê, is dit normaal, wat 'n normaal? Want elkeen van ons is verskillend, sê ek. En ek met hulle praat, dan sê ek, ons elkeen is verskillend. Ons is beste maatjies, nou kry ek my maandstonde op 9, jy sal nou miskien 10 en ek sê, ons is verskillend, ons kan beste maatjies, dit gaan gebeur, en dit is die goeders wat jy moet uitkyk voor, dit is, en dit wil nie sê jou vriendin se pyn is erg, joune gaan erg word nie. En ons stres ook die feit dat moet nie, as jou vriendin, moet nie ook die medikasie van niemand vat nie. Ja. Want ons weet die skole gee ook nie meer medikasie nie, want ons het 'n geval, 2 gevalle gehad, wat die maatjies nou medikasie gegee het, en toe was dit nou ander medikasie gewees nou. By 2 van ons skole nou, want sy het nou 'n maandsonde en die maag het nog gepyn, maar nou weet ons nou die onderwysers bel gewoonlik die ouers nou, maar voorheen en toe is dit nou 'n ander geval nou, wat ons streseffek, die feit dat ons kan nie vir hulle medikasie, ons gee vir die pakkie, die care pack, maar daar's niks medikasie in nie, want ons kan nie vir hulle medikasie gee nie. Dis belangrik ook, net jou ouers kan dit besluit, en ons moedig altyd die kinders aan, die dogters aan, praat met julle ouers as julle nie lekker voel nie. Jy weet, as jy wil iets weet, praat met jou mami. En ek vra gewoonlik, hoe soos baie meisies sal vir ons sê, ek vra die vraag, nou jy's nou in 'n man onderwyser se klas, en jy het nou 'n flower emergency, en jy het nou niks by jou nie. Ons paint nou daai picture. Wat doen jy? Dan kry jy sommige kinders wat sê, nee, ek sal vir die meneer sê, dit het nou gebeur, en dan kry ons van die gevalle, baie van die gevalle, wat, nee, hulle gaan nou nie sê nie. Hulle gaan nou nie, dat sit, nou vra ek nou gewoon, nou hoekom gaan jy nie sê nie? Want hy's 'n man, hy sal nie verstaan nie. Sy voel skaam, sulke goedjies, dan sê, my ondervinding wat ek sal sê, jy het nou 'n pappie, jou pappie verstaan jou menstrual cycle beter as wat jou mammy dit verstaan. Hy weet presies, jou pappie 10 teen en koop nog vir jou doekies. En as ek dit nou miskien nou so breek, dan sê nou, okay. Dan, nee, maar ons sê vir ons 'n pappie miskien, nou gaan julle nou vir die, nee, ons sal nou vir meneer so en so, sal ons nou net sê ons moet badkamer toe gaan. Maar ons gaan nie sê, hoekom? Ja, hoekom nie. Maar daar's baie onderwysers ook, wat insit, vir al die mansonderwysers, en hulle verstaan, en hulle sê, die kinders sê, nee, ons sê, en hulle sê, hulle laat die dogters badkamer toe gaan. Want het is, moes nou ons gaan daardeur, en het is nie, Dis 'n realiteit. Ja, is 'n realiteit, is 2026. Lindsay, waar kan mense vir jou kry? Vir awareness drives en vir bewusmakings. Hulle kan vir my op sosiale media, Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. Of hulle kan net vir my e-pos stuur, lindsay@againstperiodpoverty.co.za. Hulle kan my WhatsApp. Enige tyd menstruasie stop nie, omdat dit nou 6 uur in die aand is of 7 uur nie. 0733988575. Enige tyd. En jy gaan antwoord. En ek gaan antwoord. Ek mag nie, soos hierdie 2 weke was 'n bietjie dol geweest, en dan kom ek nie by alles uit, maar ek sit gewoonlik op my status, maar ek kom by die boodskappe uit. Enige tyd, want menstruasie stop nie. Stop nie omdat Lindsay nou besig is vandag nie. Lindsay gaan terugkom, maar Lindsay gaan terugkom. Hy status gesien hierdie week, was bietjie besig, en dit is wat 'n mens wil hê, want die bewusmaking, dit moet aangaan, mense moet ge-educate word. Ja. Laaste boodskapie van jou kant af, vir ons ouers, vir ons dogters, vir ons gemeenskappe. Ons moet die narrative, moet ons 'n bietjie verander in ons gemeenskappe in. Want society het soveel
dinge laat normaal lyk, wat of aanvaarbaar gemaak wat nie regtig is nie. En veral met period poverty, met milestone, wil mense regtig hê die mense, die kinders veral, die jong dames, moet die regte inligting kry. Hulle moet weet waarheen toe gaan ek, wat doen ek. So van jou kant af, is daar 'n laaste boodskap vir iemand wat daar buite ietsie nodig het? Van my kant af, van Lindsay self, nou nie against period poverty, persoonlik wil ek net sê, jy is waardig, jy's mooi, you matter, jy's belangrik, God het 'n plan en 'n doel met jou, jou milestone hoef jy nie terug te hou nie, daar is help, as dit nou by 'n kliniek is, of by 'n juffrou, of 'n buurvrou, maar daar is help as jy nie self het nie. Ek gaan dit nou daar buitekant sit, en ek het mense wat, soos hulle sê, they can vouch for me. As julle nie doekies het nie, kontak my, daar's 'n manier wat ons op julle gaan kry. Ek kry Mamasbury toe, vir een skool. Ek het nou 5 skole in Mamasbury wat ek na kyk. Net omdat jy daar een tree maak. Die kinders is waardig, jy's belangrik, julle is mooi, julle het 'n doel, daar's 'n doel vir julle lewe. En ons is hier om te help. Speak up. En dis wat 'n mens wil hê, dat hulle vorentoe moet kom en Vorentoe praat. Want dan, ek is 'n firm believer in purpose. You're not just there. You're not just there. Jy is nie gemaak om net te wees nie. It's just not existing. Exactly, ja. So, die program skets 'n prentjie van waardigheid. Dit skets 'n prentjie van nie net 'n dogter, en ek gaan dit aan mekaar sê, 'n mens wat waardigheid moet ervaar. Ek sê altyd vir die kinders ook, hulle is baie lief om in 'n spieël te kyk, maar praat saam met jouself. Sê jy's mooi, sê jy's pragtig. Don't wait for somebody else to tell you or to give you This is your day. Ja. This is your day. Ek is mooi, ek is pragtig. I'm worthy, I'm blessed. Spreek dit oor jouself, en dit is belangrik. En dit is wat gaan terugkom. En dalk gaan jy uit die huis uit die dag, al het jy nie 'n doekie nie, jy gaan met 'n beter gemoed, 'n beter hart, en jy gaan met die courage gaan jy hê om dalk na daai meneer toe te gaan, dalk na juffrou toe gaan en sê, ek het net gou 'n bietjie help nodig. I don't have what I need today. Kan u my help? En dit is wat ons wil. Ek wil net hê elke dogter moet opstaan vir haarself. Net hy vir die Here net sê, geef my net daai krag, dat ek net kan sê, ek moet keer help. Daar is mense wat kan help. Al is dit met 'n doekie, daar is mense wat Daar's altyd iemand. Daar's altyd iemand wat jy het nie 'n wêreld nodig wat jy moet na uitreik nie. Een persoon. Een persoon. Ek glo aan een persoon wat jy kan vertrou, een persoon wat jy kan help, en jy wen die wêreld. Lindsay, ek wil veel baie dankie sê dat jy vandag na ons toe gekom het in die ateljee, met 'n oop hart, 'n vrye hart, en jou kundigheid kom deel het. My hoop is regtig dat met hierdie podcast vandag, dat mense jou hart hoor, dat hulle hoor wat die behoefte met ons jong dogters is, en dat jou organisasie van krag tot krag sal gaan. Daar's absolute behoefte in ons areas. Ons kinders het dit nodig. So baie dankie vir jou, en sterkte met alles wat jy aanpak. Ons kan net vertrou dinge vir jou ook in plek gaan val. Baie dankie dat jy my genooi het vir al jy is nou. Ek was opgewonde om jou te sien. Ek hoop net dat skole in julle area gaan uitreik na my toe, want ek wil baie graag in hierdie area kom werk. Ek sal saam met ander organisasies ook werk. En ek wil graag met die skole hier kom werk en hulle voorsien met doekies, en miskien nog met die volgende masjien in een van die skole in hierdie area. Dis definitief 'n geselskap wat ons gaan hê. Ek dink ek moet die volgende doekie, ek gaan dit nou net daar uitsit. I think the next sanitary pad vending machine moet in julle area wees, want ek het nou in elke area wat ek nou wou, ek dink eerlikwaar, ek moet dit hier in julle area kry. En dis kom ek sê, ek is 'n firm believer in purpose. Daar's 'n rede hoekom jy vandag op hierdie stoel moes kom sit het. Nee, ek in hierdie area moet 'n vending machine kom in een van die skole hier. En vandag gaan dit net 'n ripple effek wees. Dit sal kom die ander. Baie dankie vir dit, Lindsay. Ons waardeer.
So ons het by die einde gekom met nog 'n episode van Coffee Crisis and Conversations met my Zenobia Meyer. Tot 'n volgende keer.